Hi and welcome back to Blindside. It was such an amazing privilege to do the Natal schools and I hope you guys enjoyed us just as much as we did. And please don't forget to subscribe. It really helps us to bring this content to you and we are very excited. We've got amazing announcements coming for 2026. But before we get into that season, we're still right here in 2025. We decided to go back to where we started this whole show, which was the lovely town of Paarl. And there was a very specific reason for that. We discussed it for a very long time. And before we do anything else or say any word further, let's go to the first interview. Yes, and this segment is brought to you by Nashua. Shaun Erasmus, baie dankie dat ons weer hier by julle kan kom kuier. Dit is vir ons 'n voorreg. Ons heel eerste vertoning of episode wat ons gehad het was julle derby teen Gim en dit was vir ons 'n incredible experience. En ons besluit om terug te kom uitvind hoe doen die ouens is wat nou eintlik permanent eintlik maar eerste of tweede in die land lê. Ek weet jy gaan nou sê ja, top 5. Eintlik is julle maar eerste of tweede in die land op geskiedenis in die laaste paar jaar. So ons wil verstaan hoe werk dit? Hoekom kry julle goed reg wat ons by ander plekke sien so 'n bietjie moeiliker is en waar kom hierdie idees vandaan? So baie dankie Shaun vir die tyd. Julle is altyd baie goed vir ons en ons waardeer dit opreg. Ja, baie dankie. Is lekker om julle terug te hê. Baie rustiger van die eerste keer wat ons gesels het net voor interskole. So is 'n bietjie rustiger nou en lekkerder, maar dit is baie lekker om julle te hê. Is altyd lekker om met julle te gesels. Ek en Johnny het baie gepraat oor daai spesifieke week en hoeveel werk moes ingaan om éventueel by daai punt uit te kom wat so hierdie pinnacle event is elke jaar in die Parel. Vat ons deur daai die eindvlakkie blaas, julle gee die manne 'n paar weke af. Wat was julle het obviously dit al voor daai finaal beplan wat next is, maar hoe lyk daai volgende, kom ons sê 2 maande, 3 maande? Ja, ek dink skole rugby is so professioneel nou in die sin van jy weet die ouens het letterlik klaar gemaak met interskole 'n week afgehad. Toe ons al het ons proewe gespeel teen 2 oorseese toerspanne vir 2026 se groep. 'n week afgegee na interskole toe die week proewe gespeel. Daai Woensdag klaar gemaak, letterlik die Donderdag begin met 'n 7's program. Paar van die manne wat nou 7 speel. So speel elke jaar by die Koeman en die Marius Koeman 7's by Gim. So daar's ouens wat nog in daai 7's program is. En dan begin ons met die afseisoen. So die manne klim in die gym in, Reino en sy span, manne met die kondisionering klim in, dis hulle tyd. So is my lekker net om 'n bietjie 'n stappie terug te vat daar, net te sien hoe die manne bietjie die eisters by gaan inklim daarso en begin werk. So Reino en George werk nou met die ouens meestal in die afseisoen. En daai afseisoen het nou gegaan tot net laas kwartaal. En nou gaan ons eintlik in ons voorseisoen in. So omdat ons Desember beplan om bietjie te toer en bietjie die ouens bloot te stel as 'n nuwe groep, want jy het nou 'n heel nuwe groep en ons weet as ons terugkom van die skool af, jy basies 6 weke en dan speel jy alweer amper jou eerste wedstryde. En die ouens is besig in daai eerste deel, so die Desember idee vir ons is maar net om bietjie daai vloei te kry in hoe ons speel en 'n bietjie met die kultuur te werk met die manne. Ek dink dit is eintlik vir my die groot fokus. Ek sê vir die ouens, mense wil nooit sê dit maak nie saak wat daar gebeur nie, mense wil altyd goed doen met die span, maar die fokus is eintlik vir ons daai week wat ons weggaan saam as 'n span is net weer die nuwe ouens blootstel aan ons familiewaardes, wie ons is, wat ons voorstaan, wat ons mikpunte, al daai goeters tipe van ding vir ons bymekaar wil sit vir die seisoen. So die ouens is nou in 'n voorseisoen, so Neil, ons nuwe direkteur van rugby het 'n paar goeters vir ons bymekaar gesit oor hoe ons gaan kyk na hoe ons fundamental skills doen, ons daai blueprint wat ons in Boys daar in probeer druk, wat hy baie goed doen mee op die oomblik. So ons gaan al daai goeters nou begin met die ouetjies bietjie werk. So hulle 2 dae 'n week het hulle 'n veldsessie. Hulle het so 3 of 4 dae wat hulle gym doen en dan het Reino hulle vir spoedwerk. George is besig met die forwards in die gym. Die manne buig nog steeds 'n bietjie eisters en dan gister het ek hierdie nuwe ding begin met die forwards 'n bietjie van 'n core sessie. Dit was vir my baie lekker. Ek dink ek moet ook seker maar 'n bietjie core werk doen, maar ons het 'n bietjie lekker gister in die gym ingeklim en 'n bietjie gewerk met hulle, 'n bietjie van ook gehê. Jy weet, van gehad met hulle ook. So ja, so ons is nou in daai proses. So ons weet oor 2-3 weke begin die eksamens.
So ons gaan probeer hard druk nou in hierdie 2 tot 3 weke om soveel moontlik tyd met hulle te spandeer, in die gym en op die veld 'n bietjie met die bal begin speel, nie te ver hardloop, nie te veel hardloop en so aan nie, maar net weer 'n bietjie in sisteme kom. Jy weet die youngsters wat nou inkom, hulle is nou gaan nou die stil ouens wees vir die onder 16s, nou die stil outjies. So jy moet hulle nou weer mens maak in die omgewing saam met die seniors en ja, so al daai goeters is nou besig om te gebeur en baie beplanning en goeters agter mekaar kyk vir volgende jaar. Ja, van my kant af, Sean, baie geluk met jou verjaarsdag. Baie dankie. 21 weer. Ja, jy klein maar net die werk terug. Ja. Mag hier jou regtig bless. Baie dankie. En ek moet vir jou sê, na die derby, ek kon sien hoeveel dit vir jou beteken het. Ja. En ek dink nie noodwendig dit het net te doen met die scoreboard nie. Ek dink dit het meer te doen met die jy het iets in daai span geïnstil van nooit opgee nie. Ek weet julle is 33, 21, ek dink was 10 of 7 minute oor op die klok en julle gaan wen die wedstryd. En dit is 'n karaktereienskap van 'n span wat suksesvol is. Ja. Blindside is 'n program wat deur duisende mense gekyk word en ons grootste doel met Blindside is om die hoërskole rugby publiek te inform, te educate en te excite. So ek wil kom rondom braaivleisvuure gesprekke. Wat ek weet nie altyd gaan soos wat ek moet. En ons sien dit van die inisiatief, dis maar Suid-Afrikaanse ding, ding het elke persoon het 'n opinie. Dit raak nogal vir my 'n probleem as jy opinie omdraai en oordeel of vingers wys. Jy weet dat Shaun Erasmus wen, hy word heel bo op die podium geplaas. Vorig jaar wat ook al is daar verloor en dan sê ons baie vanoggend sê Shaun se seisoen is verby. Dis tyd laat Shaun klaar maak. Jy's deur hierdie. Jy's deur hierdie. Ja. En ek wil die ander afrigters by ander skole en ander rugby-direkteure by ander skole bemoedig deur jou antwoord. Hoe hanteer 'n ou hierdie goed? Hoe hanteer jy dit? Ja, ek dink die eerste ding wat vir my belangrik is wat ek graag wil sê is dis nooit een persoon wat 'n skool dit goed doen of wen of verloor of wat ek wil nie. Dis ons is 'n span, ons is 'n familie, ons baie komponente en mense wat bydra. So ek sê altyd vir mense, seker as die hoofafrigter is dit maar die hou wat jy vat wanneer dit hard gaan is jy die ou daarso en as dit goed gaan is dit jy ook die ou daar, maar ek probeer altyd vir mense sê dis altyd 'n span van ons wat saamwerk. Ek dink die eerste ding is. Ek dink die tweede ding op jou vraag van jy weet hoe hanteer jy dit? Ek dink toe ek jonger coach was, is daai vir my ietsie wat my baie angstigheid veroorsaak het en nou nog partykeer, jy weet jy stres baie keer. Laas jaar toe ons verloor het, onthou ek my seun en dogter sal by die huis kom en dan sal hulle sê, "Jesus, maar ons hoor jy gaan afgedank word of jy gaan jou werk verloor en jy weet wat gaan ons doen?" So ek dink baie keer wat mense nie verstaan nie is die druk van rugby is nie net op die afrigter of die seuns of die bestuurspan nie, maar ook op almal se families, almal. Die hele bestuurspan is bekommerd en mense beweeg daar en ek was nou al by professionele rugby ook betrokke en ek dink dat dis seker die moeilikste ding vir enige coach is om die hele tyd te voel, okay, wat volgende, jy weet, gaan ek bly, wil die skool my hê, wil die unie my hê, gaan ek daar bly en goeters. Maar ek wil amper teruggaan om die vraag te antwoord. Laas jaar het ons amper met 'n rekordtelling verloor teen Gim en dis random, ek wil graag, wil ek 'n deel testimony deel van dit is so klomp mense, verskillende mense het hierdie woord gebring, be strong and courageous. Jy weet, Joshua 1 verse 9. En dit het baie gepraat met my, want ek dink laas jaar was ek in daai plek gewees waar ek regtig bekommerd was. Okay, my kontrak was op by Boys Eye, daar was besprekings gewees, gaan jy bly, gaan jy gaan. Daar was natuurlik baie goeters wat gebeur het oor daai tyd. Soos 'n tyd as 'n familie waar mens struwel met die ding en alles en wat kom volgende en eers met 'n mens trek of moet jy kyk na 'n ander werk en so aan en so. Dis random hoe ouens wat ek lanklaas van gehoor het wat ook Christen manne is, hierdie ding vir my stuur. Luister hier Shaun, ek weet jy gaan seker nou deur 'n tawwe tyd en so aan, maar be strong and courageous. Kom hierdie vers, hierdie ding.
En ek worstel daarmee vir 'n rukkie. Jy weet jy dadelik is daar baie twyfel. Soos is ek goed genoeg? Kan ek nog die job doen? Is ek die regte ou? Want jy dink ook aan die seuns, jy dink aan die skool, miskien sal vars bloed goed wees. Jy weet al daai goeters en so aan. En ek sê niks vir my familie nie. Ek probeer dit weghou, daai stres 'n bietjie weghou. Veral met die kinders wat huis toe kom en sê jy's maar almal praat, jy weet. En hulle gaan die dag mol toe en hulle kom terug en hulle sê ons het vir jou 'n geskenkie gekoop, ons dink jy het dit nodig. En ons so 'n driehoekige ding wat op jou lesenaar staan en daarop staan be strong and courageous. Sure. En toe sê ek vir hulle, okay. We're gonna be okay. Ons gaan go daarmee en sorry. Daar's nie sorry vir daai. So op jou vraag te beantwoord, teruggaan daarmee met die seuns span. Ek dink nie hulle het 'n groot rol gespeel, ingekom en het die boot stilgemaak. Jy weet, is baie keer 'n eensame plek want jy hanteer baie pressure. Daar's jou borgers, daar's jou ouers, en almal is baie positief, maar almal wil eintlik maar wen. Dit is die realiteit en mense verstaan dit, want hoekom anders te doen ons wat ons doen? Ons wil ons goed doen en die seuns wil goed doen. So het ons weggaan op 'n kamp en 90% van daai span was deel van daai verloor gewees. En toe het ons weggaan op 'n kamp en ons het gepraat oor hierdie be strong and courageous. So as jy weet, hoe lyk dit? Nie net op die veld so speel nie, maar hoe lyk dit af van die veld af? Jy weet, hoe gaan ons dit doen? En toe praat die seuns van, hulle wil inspireer, hulle wil ander goeders doen en so aan. So, ek sê vir mense baie keer is, onthou, seuns bly seuns. Maklik om op te gee op iemand en te sê, mens vol nonsens en jy's dit en wil 'n ou wegjaag, hy daag jy op by 'n sessie en alles, maar being strong and courageous vir coaches en vir seuns en vir almal anders te betrokke by die game is eintlik dieselfde. Is van die veld af, is op die veld, hoe jy is, 'n ou wat 'n moeilike omstandighede het, partykeer moet 'n ou 10 keer in 'n ry hoor, jy's daar vir hom. Jy weet, en ek dink so ons het 'n seisoen het ons gepraat oor being strong and courageous. Hoe lyk dit van die veld af? Hoe sê jy strong and courageous by die huis vir jou familie, by die huis op die veld? Hoe lyk dit hoe speel en alles? So ek dink om in 'n lang manier die vraag te beantwoord is daai laaste 7 minute. Toe druk ek per ongeluk my radio se knoppie in wat ek met die span praat en alles. En toe begin ek bid. Sê ek, jy het nou beloof. Jy weet, we're going to be strong, courageous, en jy spel nou met jy moet nou kom. Jy moet nou kom, en ek begin net praise, en soos ek sê, soos mens, almal kan sê wat hulle wil, maar ek glo dis die verskil, en ek dink nie, Here sê, ek gaan moet nie wen en so aan nie, maar op daai tyd, werk dinge so uit, en ek dink dit het gehelp vir ons as coaches, vir die skool het dit baie nodig gehad. Daar was baie mense sonder dat hulle dit weet, het dit nodig gehad dat ons moes strong and courageous wees. So na die tyd kom 'n ou daar op die kant staan. Hy sê, jy weet, jy het 'n knoppie per ongeluk ingedruk. En ek hoor hoe bid jy. Toe sê ek, want wat doen jy? 7 minute hoor, 'n hele paar punte agter en so aan en vir snaakse ding is ek sê vir Neil, daar was nooit 'n tyd wat ek gevoel het, hier gaan ons nou weer 'n pak slaag kry of iets. Ek het nie gevoel, ek was rustig gewees. En maar dan partykeer moet jy maar net die Here uitroep en sê, jy weet, jy het dit gesê, ek glo dit. So, ons kan berge skuif. Nou gaan ons let's go tipe van ding. So ek dink baie keer vir coaches ook, ek dink dinge gaan seker verander. Ek kan nie baie scores onthou nie van goeie games en so nie, maar ek kan onthou sê ek vir mense hoe seuns hulle lewens verander het. En dit moet tog die prioriteit bly vir coaches. So as jy dan nou nie meer goed genoeg is by 'n skool of 'n plek op daai prinsipe of waardes nie, gaan die Here vir jou weer deur oopmaak op 'n ander plek. En ek praat van 'n houtbox self. Ek en Neil praat baie daaroor in die laaste maand en so praat ek baie en ek en hy baie oor waar hoort mens, wat is die regte ding om te doen en daai tipe van goeie. So, ons is almal normaal, ons is menslik, ons worry oor ons lewens, ons worry oor ons families, ons, nou die span verloor, wat nou, maar ek dink almal se boekie is geskryf in so 'n mooi manier, dat as jy die koninkryk soek, dan gaan die Here sorg, hy op sy tyd gaan hy die dinge uitsorteer. So ek dink seker die antwoord seker maar vir al die jong coaches en al die mense daar buite en dit is vir my baie moeilik elke dag stoei ek daarmee, maar
ek voel verseker die Here sê, "Yes, chap, jy moet nie worry nie. As jy die dinge doen soos jy moet doen, gaan dit alright wees." Die game is daar vir almal om eintlik lekker te wees en ons wil almal wen en goed doen. En soos ek sê, ons almal gaan uit om te wen en goed te doen. Maar as dit nie goed gaan nie en ander mense wil dan in jou pad tree vir 'n sekere rede, moet ons weet, ja, dit gaan okay wees. It's gonna be okay. Ja, wat vir my uitstaan, ek hou so van die gesegde waar ou sê, God said it, I believed it, and that settles it. Yes. Ja, daar's baie ouens wat by die huis sal sit en sê, "Jesus, ons raak nou spooky spiritual." Glad nie. Dis glad nie wie ons is nie. Ek sê, moenie vir my sê wie jy is nie. Ja. Ek sal self sien. Ek het na die derby geluister en ek het agtergekom wie se man. Wie se man vol karakter en dit kom nie uit eie krag uit nie. En ek moet vir jou sê, daar's 'n rede hoekom hierdie skool nommer 1 is. En dit het te doen verseker nie net met jou nie, maar met jou hele span. Seker, ja. Jy weet, net die kort tydjie vandag kon ek sien hoe hulle ek sien vir klein Mager en Leo hoekom hou hy jou vas. Ek sien coaches hoe druk hulle jou, ek sien conditioning ouens. Die ouens het respek vir jou en jy weet, praat is altyd maklik, Sean. Maar dit wie jy is contagious. Ja. Character will always supersede talent. En ek moet vir jou sê, ek wil vir jou eer vir die mens wat jy is. Ja, denk so. Want die Here het hierdie deur waarheid vir jou oopgemaak. En ek wil coaches al buite sê, daar's geen manier. Ek gee nie om hoeveel talent jy het en hoeveel insig jy het van hierdie game nie. Daar's geen manier dat jy 'n impak en 'n verskil in jou skool se kinders gaan maak, as dit nie Christelik gefundeerd is. Ja, Ek yes. glo dit, jy leef dit, Ja. en ons sien die resultate. Ja. Verstaan jy? So, ek wil graag praat oor, daar's 'n eenheid by hierdie skool, wat ek baie lank lank in my lewe gesien het. Ongelukkig is dit vir dit 'n weermag, dis 'n span, maar daar's 'n ou wat nie hoof staan en daar moet een karaktereienskap wees wat vir jou uitstaan. En ek wil by jou hoor, wat is die belangrikste karaktereienskap van Sean se perspektief af om 'n span te kry om dit te doen, om 'n span te kry om saam te staan? Ja, ek dink vir my dit nog altyd, en weer eens ek en Neil sit baie in die kantoor hier oor en praat, sê ek vir hom, jy weet, my uitgangspunt was altyd familie. En ek het al baie ouens wat vir my gesê het, onthou, high performance spanne en goeters is nie families nie. Jy kan nie dit sê nie, ons is 'n span en ons werk en alles, en ek dink dit was 'n frustrasie vir my baie keer gewees in party omgewings, want vir my gaan dit oor, eerste ding is almal moet gelukkig wees. Ek wil hê mense in my span moet gelukkig wees. Ek hou daarvan om goeders te doen vir mense. Dit maak my dit laat my lekker voel. Dis lekker as ander mense happy is. Dis lekker as ek vir iemand ietsie kan gee en hulle is gelukkig. Dis die eerste ding. Die ander ding is ek hou daarvan om vir mense goeders te doen wat hulle ook laat beter voel oor hulle self of in 'n posisie kom vir mense te kan wys hoe goed hulle is. Ek hou daarvan. Dis vir my lekker en so aan. So vir my uit en uit jy weet, ons pilare is faith, family en team. Dis ons pilare in die span. Dis hoe ek glo dit werk. Is eerstens moet jy glo. Dan moet jy daai familiewaardes hê wat saam met dit kom. Want op die einde van die dag, ja, dit is, jy weet, en ek het geloof wat Ackerman ook gesê het hierdie naweek is, jy weet, families beklei. Families gaan deur 'n moeilike tyd, huwelike gaan deur moeilike tye. Al daai goeters wat jy van praat wat mense sê nie in spanne hoort nie. Dis presies wat spanne is. Dis presies wat spanne is. Coaching spanne, rugby spanne, enige span. Ek sê altyd vir die ouens is ek moet weet ek jy 2:00 die oggend bel en jy gaan antwoord. Moenie rond kyk die foon neersit, ag jy is alweer Sean weg en nou antwoord nie. Dit moet daai tipe van verhouding wees. Want die eerste ding is wanneer dit in plek is by, en ek dink by ons bestuurspan, dis wat ons baie goed is. Ons almal kom nou al 'n baie lang tyd. Neil is nou by ons by die eerste jaar, maar hy voel al as hy deel van die meubels is. Maar ek definitief voel ons dit. Gaan ons altyd saamstem? Nee. Het ons mekaar al agter deure fip en ja. Maar dit gebeur agter deure, ons vat mekaar. En ek sê altyd vir die ouens, ons praat nie uit nie, ons staan styf agter mekaar, en hier en daar fip en raak ons versteek mekaar, maar dit is okay, want dit is familie, dis wat dit is. Maar saam met daai kom die verantwoordelikheid, dat jy moet weet, is jy's verantwoordelik vir daai persoon op 'n heeltemal ander vlak. Jy weet, en wanneer ons daai gevoel onder mekaar kan skep, en ek dink, laas jaar se verloor, en hoe ons hierdie jaar saam gewerk het, en die feit dat hierdie groepie nou al 'n lang tyd kom, was dit net 'n ding van, okay, hoe lyk dit weer? Kom ons herfokus net weer op hoe lyk dit. Maak dit enige van ons perfek? Nee, jy se ou kan seker die program kyk en sê jy somme jy drink 10 biere of jy doen dit. Dis okay.
Dis okay, want ek's mens, ons is almal mens. Ons doen verskillende goeders, maar ons waardes en wat ons verstaan met in lyn kom. So vir my gaan dit oor daai 3 pilare, faith, family en team. In daai presiese orde ook. So dit kan nie die ander kant om wees. Jy kan nie span vir familie sit nie. Al voel ons baie keer almal so. Ons praat oor management, ons is 12 maande 'n jaar besig met rugby. So jou familie partykeer vat daai houe. Maar en dan sê ek vir ons is almal geseënd met great vrouens en great kinders en alles. My familie en my vrou en al ons bestuur, hulle is baie keer frustreerd, maar hulle weet wat ons doen. Hulle weet hoekom ons dit doen en waarom ons dit doen. So ek sal sê seker vir my dis nie net een waarde nie, maar daai gevoel van ek kom in 'n groep en ek behoort hierso. Hulle almal sien my as dit. Ek sê ek vir die ouens, ons glo nie in 'n junior senior ding in die span nie. Want wat is die verskil? Ons almal gym saam, ons almal oefen saam, ons almal speel saam, ons hartseer saam, ons is bly saam. So moenie dan vir 'n ou sê jy moet eet na my nie want ek is 'n matriek en jy's 'n junior nie. Daar moet 'n wederwysige respek wees en daai respek kom met daai familiegevoel. Want ek sê nie vir my pa doen dit of my ma dit nie, ek het respek vir hulle. So in 'n manier hoe ek hulle hanteer. So wanneer ons daai waardes in die familie omkoppel en ons sit daai 3 goedjies in 'n lyn, dink ek dan is ons besig met goud. En dis snaaks hoe dinge werk is eergisteraan toe wel 'n old boy wat nou in Amerika rugby gespeel het en hy bel my en goeie soos dit en so lekker voor hy mannetjie, lekker random mannetjie en ons chat en goeders dit. En hy sê vir my, wil net vir jou sê, dis nou 10 jaar later, hy 2015 vir ons speel, so ek het nou besluit ek gaan coach. En dis oor hoe jy my gecoach het, so ek wil soos jy coach. So jy gaan nou vir my sê, hoe gaan ons dit doen, want ek coach nou 'n derde span by die Raptors, by die Atlantis Raptors, en ek wil nou coach. En toe ek voorneer so sê ek vir my vrou, daai was nou baie special geweest. Want party ouens gaan nou 'n waarde leer, en hy gaan nou ietsie verander in sy lewe. Ander mense vat tyd. En ek het net gister daaroor gepraat, so hou jy aan met die waardes, want baie keer sê mense vir jou, jy weet, dit moet julle dit doen, miskien is julle 'n bietjie hard op dit, en fokus bietjie meer op paas en vang, in plaas van op daai Christelike ding, of op dit, of dit, of dit. Dan sê ek vir mense, okay, so oor 10 jaar, wanneer hy ouetjie sy seuns na ons toe bring, en kinders, en ons kom voorstel, en sê, hierdie was my coach, dan het ons gewen. Want dan sê hy familieman, hy's 'n pa, hy's 'n goeie man. So maak saak wat die skor is, want ons gaan eendag almal op ons knieë wees en die vraag gaan definitief wees hoeveel interskole het jy gewen hier, Sean. Dit gaan nie die vraag wees nie. So ek dink daai familie ding vir my is baie belangrik. En ek bevraagteken myself baie keer daaroor en dink ek, jy weet, is dit die be all and end all? Moet dit eintlik alles wees of moet ek miskien harder fokus op die tegniese goedjies? Maar ek dink rugby bring jou in die kamer in hierdie omgewing. Rugby bring jou in die kamer in. Nou is ons werk harte vir Jesus wen, goeie man maak en 'n goeie rugby speler maak en wen. Maar wen nie net op die veld nie, maar ook van die veld af. En hoe lyk dit? En ek dink dis wat my span mense wat saam met my werk en ons as 'n familie en baie mense om ons sirkel wat dit baie goed vir ons maak. Jy sien tuis, waarvan ek baie hou, hulle het hierdie ou gekry wat 'n olifant uit 'n stuk hout uitgekap het, en toe vra hulle vir hom, hoe kry jy dit reg? Toe sê hy, is baie maklik, ek kap alles weg wat nie soos 'n olifant lyk nie. En dit is vir my so significant, want dit is presies wat jy besig is om te doen. Jy is nie net besig om 'n Springbok rugby speler te kweek nie, jy is besig om 'n Springbok pa, en 'n Springbok citizen, en 'n Springbok, verstaan jy, 'n man vir sy vrou te kweek. En ultimately is dit tog waaroor dit gaan. Die wen bly 'n bonus tuis. 100%. Absoluut. En dis hoekom ons terugkom vir die tipe gesprekke. Want ek meen, ons kan 100 jaar oor rugby praat, en soos wat jy sê, elke ou gaan sy opinie hê. Daar's sekere goed wat mense meer suksesvol maak as ander. Rugby is 'n game wat ons gaan insluk en uitspoeg wanneer hy wil. Hy gaan aangaan lank nadat ons nie meer hier is nie, en soos wat jy sê, die significance daarin is wat het jy vir iemand gegee in 'n serving heart in hierdie tyd wat hy saam met hom vat vir eternity. So en die vraag was heel in die begin, wat doen julle en wat doen julle anders? Ek meen, ons kan nog 'n uur praat oor, en ons wil weet, want ek meen, daar is manne wat in daai detail geïnteresseerd is, maar hierdie is die goed wat saak maak, want ons sien dit by ander skole, en veral, ek meen, ek met alle respek, veral vir ouens wat geseënd is met baie talentvolle spelers en diepte wat dit dan betref. Daai element raak bietjie weg. Die element van omgee, saak maak, is nie net 'n nommer wat 'n volgende nommer volmaak nie, dis bly individu waarmee ek werk. Ek moet hom die beste maak wat ek moontlik kan, net soos die ouetjie wat nommer 2 is, 3 is, 4 is, 5 is in die ry. En mense vra, waar is die verskil? Wel, daar is die verskil. Julle kry Hengse klomp pak sla laas jaar met graad 11, en kom, ek wil gou net daaroor praat, want dis 'n ding wat my
ek wil nou sê dwars in die krop steek, maar dit gaan seker nou klink asof ek dan nou 'n aggressiewe opinie daaroor het, en ek het nie. Ek dink nie daar's reg en verkeerd nie, maar ek is meer in die oortuiging waantoe jy op pad is deur te sê, as jy onder 16 uit is jy 'n senior. Jy is nie meer 'n onder ouderdomsgroep speler nie, jy's 'n senior speler. So, en ons het al hoeveel keer gesê, ja, en attributes is belangrik. Dis hoekom julle ouens het soos 'n Rhino en wie ook al wat seker maak jy ouens sterk genoeg. Whatever. Die belangrikheid is as daai ouetjie mos nou op die standaard is. En dis eintlik 'n vraag en 'n stelling. Hoekom moet hiërargie en geskiedenis en noem dit nou maar 'n vrees vir ouers wat dalk gaan kwaad wees omdat daar nou 'n graad 11 bo graad 12 speel. Ek kan daai goed nie, want dit is tog skool eerste. Kom ons wees nou maar eerlik, dit gaan oor die skool, want dis tog wie hulle represent. Tweedens gaan dit oor daai familie komponent en uit die aard van die saak wil julle boys, niemand sou oor boys daar gepraat het as julle nie is waar julle nou is nie. Daai was 'n klomp goed wat in plek moes kom, maar julle het 'n kultuur geskep waar as jy uit die onderouderdomsgroepe is jy 'n senior speler en dan kan jou kies. Ek meen daar's skole wat so ver gaan om te sê as hy onder 16 is wat goed genoeg is, kan hy op die bank sit en hy kan jol. Ja. Hoe het julle daai ding, hoe manage julle dit? Want ek meen ek weet van ander ouens wat groot pak slag gekry het omdat hulle graad 11 bo graad 12 kies en dit raak 'n siekspil in my opinie. So hoe manage julle dit sonder om daai noem dit nou maar ek sê nie julle het nie die pak slag gekry nie, maar hoe het julle dit gemanage? Want ek meen dit is tog 'n expectation ding. Ja, en ek dink dit is ook daar's 'n expectation en daar's 'n emosionele ding. Onthou matriek hou, jy werk nou al 2 jaar met hom en soos ek vir jou gesê het oor hoe ons waardes is en hoe ons ingestel is op die seuns, raak hulle soos jy sê nou, as jy sien hoe die seuns kom druk en alles. Dis nie net 'n handskit en hulle meneer nie. Dis ons is familie. Ons is hulle soos wat ek na hulle kyk ek na my seun en my dogter. So jy weet en so dit raak 'n emosionele ding ook, maar ons het al baie keer die jare sit ons vir 2-3 ure in daai kantoor. En nou wen jy, maar dis hoe lank ons selection daai besluite neem daar, want ons werk is tog na alles is ons werk om die beste moontlike span op die veld te sit. En dit gaan op verskillende goeters. Jy weet hoe goed die ou speel en alles, maar hoe goed is hy vir die span? Wie is hy vir die span? Dan kom die speelgoeters in. Dan gaan dit op hoe hy sy performance vashou. Dan gaan dit oor hoe ons wil speel. Hoe lyk ons? Wat ons wil doen? Wat is ons plan? Hierdie jaar het ons daai plan met die bank gehad en hoe ons ouens wou speel. So dit is 'n baie moeilike ding. En dit kom nie altyd goed oor. Dit maak saak hoe goed jy dink jy het dit onder beheer nie. Daar is maar net altyd daai ongelukkigheid. Jy weet soos wat almal altyd sê, as die 15 ouens wat speel is altyd baie lief vir jou. Die ander 8 ouens op die bank, hulle dink jy's 'n alright ou en dan daai ander ouens wat nie in die span is nie, hulle groet jou met so halwe. So ons het hard daaroor gepraat met die seuns aan die begin van die seisoen ook en gesê, luister, ons gaan 30 ouens kies. Eers in die tweede span. Ons gaan 'n kultuur vestig onder daai groep ouens. Daai ouens moet altyd die beste wees. Jy moet die beste oefen, die beste gehardheid, jy moet al daai goeters hê. Nou maar dis ongeag van hoe oud jy is. En as julle almal happy daarmee. Voordat ons begin het dit met die seuns bespreek. Daai goeters by tafel gesit met die span en gesê onthou, voordat ons hier vorentoe gaan, dis nie 'n one-way show, die coaches teen julle of julle teen die coaches nie, dis ons. So hoe hierdie ding gaan lyk is dit gaan so lyk. Okay, nou het jy 'n kans om te sê. So die ouens kon sê wat hulle wou sê. Jy weet sê nee meneer, daai is 'n goeie ding. Okay manne, interskole week, die beste speler kry seer, hy's donderdag gesond. Kies ons hom ja of nee? Meneer, ons kies hom. So daar is hulle besluite. Dis ook goeters wat hulle as 'n span impak het op. As ons regtig vasgesit met sekere seleksiegoeters, dan roep ek die senior spelers in. Dan sê ek vir hulle, hoe voel julle oor dit? Hoe voel julle oor dit? En dis 'n moeilike ding vir 'n seun want sy vriende en alles soos dit. So ons vra nie vir hulle daar om die span te kies nie, maar ons toets hulle gevoel oor hoe dit. Eers meneer, nee, daai ou oefen great. Daai ou verdien dit. Hy oefen great, 'n great man vir die span, hy verdien dit. Beteken nie daai ou verdien dit nie meneer, maar hierdie ou ja, ons sal dit nogal back. Want onthou, hulle gaan nou almal professioneel speel en dis wat gaan gebeur. So al daai goeters is deel van daai groei van hulle en dit praat uit ons spankultuur weer, want weer eens, familie, wat doen familie? Ja, ons is onseker. Okay boys, almal om die tafel. Ja, as jy pudding, ons gaan 'n bietjie chat. En weet dan hoe voel julle hieroor? Waartoe gaan ons vakansie? Wat gaan ons hier doen? Hoe voel almal? Almal kry hulle sê. So is alles deel van daai waardes en hoe ons die ding bestuur. En dan weer eens moet ek nie vergeet om te noem nie, is ons het great coaches.
Jy weet, ons het great coaches, goeie bestuurmense wat fenomenaal is in hulle afdelings, maar hulle is goeie mense en hulle gee vir die seuns op. En hulle is hard wanneer hulle moet hard wees en sag wanneer hulle moet sag wees. So al daai goeters praat oor daai ding. So ek dink ons het dit reg gekry in daai ding van baie transparant te wees met die seuns. Luister hier, dis wat dit is. Nie soos daai ou storie waar die ouens sê ons jy kies 'n span en roep jy die ouens bymekaar en sê vir 4 ouens, gaan sit gou die ligte af en as daai 4 ouens hardop om die ligte gaan afsit en sê, "Right, hierdie is die 15 ouens wat speel hier naweek gehad ons hier." So is alles daai transparant ding heeltyd van hoe gaan dit gebeur? Hoe lyk dit? Hoekom het ons dit gedoen? Ons praat met die ouens voor die tyd en ons raai ding. Selfs 'n ou op en af beweeg in ons span. Voordat daai span aangekondig was hy in die kantoor, luister jy, dis hoe ons voel, dis hoekom ons so voel, dis wat ons wil hê jy moet beter mee wees, jy gaan die tweede span speel, gaan ons vir jou kans gee van die bank af om haar reg te maak, en dis daai tipe van goed wat ons bespreek het, so ek dink dit het ook met die graad 11-12 verhouding gehelp. So, en credit vir dit, want ek meen, in die interview, rou, emosioneel, direk na die eindvlekkie geblaas het, is een van die eerste goed wat jy vir my sê is, Thys, voordat ek afsluit, wil ek sê, onthou, dit het nie 15 ouens gevat nie, dit was 30. Ja. Ons was 30 ouens wat die kol saamgemaak. En dit, weer eens, dit praat van, en is goed tot ons hierdie gesprek het, want dit wys vir ons hoe belangrik is kommunikasie en daai, ek wil amper sê inkoop van die spelers, maar net so ook die ouers, want as 'n ouer in die begin van die jaar sê, weet wat, ek bak hierdie ouens onverwaarlik. Hulle is nie hier om my kind skade te maak nie. Geen afrigter is hier om my kind skade te maak. Niemand doen dit ook met opset nie. Spankeuses gaan daar altyd plaasvind. Maak nie saak wie jy is nie. En by the way, my bil, dis nie net hierdie jaar nie. As jy uit die skool uit gaan, raak dit 10 keer erger. Daar's daar 40 in 'n ry wat staan en wag. So aanvaar maar daai ook as groot word, as deel van die mil, as deel van die goed, maar die manier hoe hulle dit hanteer het, Sean, is regtig 'n ek wil amper sê, dis iets wat ander skole na kan kyk en sien as 'n voorbeeld. Wees transparant, kommunikeer. Kyk, dis nie lekker gesprekke nie. Jy gaan nie vir sê dis lekker nie. En dis okay, maar daai uncomfortable gesprek is net so belangrik soos wat dit vir jou is. Net so belangrik is dit vir daai ou wat dit moet hoor, die ouer wat dit moet hoor. It's got to be said. Dit help nie sê niks, soos jy sê, gaan sit die ligte af en dan begin ons oefen. Ja, en ek moet sê, Niels gaan nou later ook met julle gesels, maar ek wil hom baie krediet gee daarmee. Jy weet, ek dink ek is bull in China shop en emosioneel. En Niels baie, hy is ook nie 'n emosionele ou, hy is maar 'n agterlyn speler, maar hy is ook weer baie feitelik en reguit en hy sal baie keer vir my gesê het, okay, dink so daaroor of dink so oor. Die ander ou wat baie krediet verdien is in sy afwesigheid, sy ou soos Casper ook, Olofsen wat ons mental toughness gedoen het, wat baie keer sal vir my sê, onthou Sean, daai is nie jou verantwoordelikheid nie. Jy weet, die ouens word nie vir WP gekies en dan slaan dit my, dit maak my seer. Dan sê hy vir my, onthou, daai is nie jou verantwoordelikheid nie. Dis nou deel van sy groei en hoe hy groei en vorentoe gaan en so aan. En so ek dink daai het baie gehelp. Die mense wat om jou is met daai tipe van besluite. En ja, dit bly ontsettend 'n moeilike ding. As jy daai span seleksie en daai kering moet doen en ouens is in daai span nie, maar soos ek sê, ek sê vir mense, my seun het hierdie jaar, hy is nou matriek by Boyside, hy is die tweede span hockey kaptein gewees. En daar was baie dae waar ek sit in my kantoor en die hoof van hockey is 50 meter weg. En dan wil ek opstaan en haar instap en sê, yes chap, wanneer kry Matthew kans? Want dis wie jy is as 'n pa en 'n ma. So ons respekteer ook dit, ons praat baie daaroor. As ouers inloop en sê, yes boys, maar jy weet wanneer, hoe werk dit nou en wat ook al. Ons raak nie kwaad of moeilik daaroor nie. Ons verstaan, hulle is ouers, hulle is lief vir hulle kinders en dis hoekom hulle daar is. So is net die manier hoe daai gesprek afgaan wat altyd vir ons belangrik is wat ons vir hulle sê is. Hiersoos wat ons doen is, vertrou ons harte is reg. Ons het 30 seuns wat ons moet kies. Jy worry oor 1, ons worry oor 30. Dis 30 mense se opinies. So baie mense sal daar uitloop en miskien nog steeds nie gelukkig wees nie, maar ek en Neil het altyd daaroor gepraat en die ander coaches hoor, gaan ons right slaap vanaand met wat ons gedoen het. Het ons dit regverdig hanteer? Is weer die seun hoekom? Is dit 'n ding wat nou gebeur het of het ons al lankal begin met die gesprek en so aan? En al daai goeders is belangrik. En dis kom ek sê is ons gaan nooit vir ouers sê moenie kom praat nie, maar kom in met die regte hart en die regte ding en kom ons bespreek dit en ons verduidelik en dan beweeg ons vorentoe want dit is hulle seun en ons moet dit respekteer. Ek wil afsluit. Julle forwards het physical toughness, ons agterlyn spelers het meer mental toughness. Dat kom al van Neil. Nee, ek wil vir jou sê gou, ek dink dat alles begin by 'n fondasie, Sean.
as ek na jou kyk, dan sien ek die vaderhart van God. En as hy die vaderhart van God praat nie omgee nie, die vaderhart van God lewe omgee. My grootste gebed vir jou op hierdie pragtige verjaarsdag van jou is dat mense jou sal eer vir die werk wat jy en jou span doen. Ja, Dat hulle 'n stap sal terugvat en sê, ja, weet jy wat, of dit 'n oudboy is en of dit van die ouers is, eer net die ongelooflike werk wat julle as span doen. Dankie, ons waardeer dit. Daar's 'n blink toekoms, jy's by nommer 1 skool in die land vir 'n rede. Ja. En mag die mense wat kyk, en coaches al buite wat kyk, bietjie by jou steel. En gaan toepas in hulle skole, want op die einde van die dag gaan dit oor karakter. Nee, verseker, baie dankie en dankie het julle met ons gesels het. Ons waardeer dit alles. En soos ons altyd sê, Here verdien maar al die glorie. Ons is maar nou net hier om die ding te doen en niemand is perfek nie, maar dis ook okay. Dis okay. Ja, ek is jammer dat julle ek bly jammer dat julle forts is. Ek meen ons almal het nie ewe vele talente gekry. Ja, sorry oor die emosie, maar dis maar diep in ons, né? Nee, dankie. Hulle het spoed gekry, ons het physical attributes en ons is mooi ook, Johnny, ons is mooier. En beauty is in the eye of the beholder. Sean, baie dankie, ons waardeer dit opreg. Dankie. Baie dankie. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Johnny Antoinette, daar's 'n rede hoekom ons nie te veel wou sê voor daai onderhoud nie. Ek dink Johnny, dit was seker en dis maar net amazing hoe die goed uitwerk en hoe ons goed uitgewerk het met Blindside van af. Ons het gewik en weeg, moet ons het in 2026 begin en ons het 'n klomp beplanning wat ons wou doen en ons het net besluit, hierdie ding is op ons tafel neergesit, ons is nie in beheer hier nie. Ons weet waartoe ons wil gaan, maar ons dink God het 'n groter plan met hierdie show. En dit was so gepas om na Sean te luister en te hoor wat is eintlik, waar lê die grootste anker in hierdie hele verhaal wat hulle gehad het hierdie seisoen. Daar's elke jaar vir hulle 'n ander slogan, wil ek amper sê, 'n ander iets wat hulle op fokus. En ons weet nou hierdie jaar, en hulle het gepraat in hulle interview was, we are them and they are us, or they are us and we are them. En dit gaan oor nie net hulle skool nie, maar die alma maters wat saam al die jare, al die old boys, al die ma's, pa's, familie, al die mense wat bankvas agter hulle staan. So Johnny Antoinette, julle gevoel oor die man Sean. Kom ons praat eers gou oor Sean self, voor ons by sy vermoë om hierdie goed reg te kry. Wat sou julle sê? Wat het julle uitgestaan in hierdie onderhoud? Look, I must tell you, and it took me plenty years to learn this valuable lesson, which Sean rightfully lives. Passion is a great attribute, and with passion you can do a lot. Unfortunately, if you don't marry passion with perseverance, it means nothing. So he's got a passion for the game, he's got a passion for children, he's got a passion for people. And then he's got perseverance. One thing that Sean is getting spot on is he's finding a common denominator between rugby and life. And let me allude to that. In life, we're going to drop the ball. Some way. In life, we're going to get hit hard. In life, we're going to miss goals. In life, we're going to walk away with any trophies. In life, we are forced to take certain gaps. And just that all comes from rugby. You're going to miss a goal. You're going to walk away with medals. And I think what Sean is getting right is Sean is getting right to really
get life and rugby and the balance of the lessons together. So the children running onto that field, they are living those principles. They understand that lose and win, conquer and defeat. They understand passion and perseverance. They understand dropping the ball. They understand these fundamentals. And then, because it's a lifestyle, they then go and apply those lessons, which is such an integral part of rugby. And that's Sean's DNA, and that is very special. Hy is absoluut op die regte tyd, op die regte plek. Jong mans in die wêreld waarin ons vandag leef, het daai man as 'n mentor nodig. Ek bedoel, hy so, weet een ding wat vir my ook uitgestaan het, is daai getuienis van hom. Daai rou egtheid wat hy daar vir ons sê, hierdie is waardeur hy gegaan het. Hy skaam om dit te sê nie, en ek dink, ons praat te min oor die druk van afrigters. Ons praat te min oor die druk wat afrigters ervaar van die gemeenskap en die ouers, wat baie vinnig saam met jou kan staan as jy die trofee lig, maar ook baie vinnig die volgende dag, as jy dit nie doen nie, teen jou kan gaan. En ek dink ons moet gesels oor die druk wat afrigters van ouers ervaar. Well, I think the fundamental is, I mean, if you up and coming in your workplace, in the corporate environment, you cannot grow as a human being in a corporate space if you don't have a mentor. You know, I can see it in my business. You've got a guy like Larry Nestat who started Investec. He's a great mentor for me, and I learn a lot of lessons from him. There are a lot of coaches in this country that can use Sean as a mentor. Yeah. And Sean has been through the mill. Sean has been taught the lessons. One simple factor, I mean, you know, you're the best coach in the world until you start losing. And then it's your life on the line. And then it's your career on the line. And then, rightfully what Sean says, where then does he put his trust in? You know, what's the lesson that Sean has learned that other coaches can learn to say, when it's going tough, where do we look to? And where do we find our motivation? Christian-based, he's a man of faith. But more than that, he's got experience and the fundamentals that he's pulling through from a holistic body, mind and soul perspective is unmatched. So Johnny, a lot of people talk that. I mean, we've visited schools and you know, I tend to believe every one of them, every single one of them. But you've always got the saying on the show, and you always say that, please don't tell me I'll decide for myself. So, I mean, if we can't decide after what we've not only heard from Sean, but what we've seen in the season, what we've, again, now from a witness perspective, you know, is call it his testimony. And again, you said something very important, Johnny. There's two things that in rugby is so fundamental for what happens in life on an everyday basis. And Sean has got the ability to take those two things that is fundamentals from rugby and then, you know, make sure the guys understand it. The one is, Sean is unapologetically a child of God. And I say unapologetically. He hasn't once tried to be politically correct in saying it this way or that way. It is what it is. And secondly, he believes enough in the players, and he lives that. He lives and breathes that. And because of that, they want to return that favor. They want to show him that they believe in what he puts in place and the goals that they set together, etc. And again, there's so many coaches that speak that. I'd love to see more of them live that, you know. Prove that with not what we say, but how it comes across when these guys play, when they come and greet you as the players, when the management team speaks to you. It's you can see that's something that they live. It's not just words. It's not just words. I think what's important, Thijs, on Sonet is it's the small things that matter. It's not necessarily this big showcase, you know, best, greatest showman in the world. Let's talk about the small things. A great characteristic of a humble leader is that when things are going well, you give all the credit,
And when things are going bad, really bad, you take the responsibility. 100%. And I think that is another factor while the management team of Paul Boys is doing so great. Because Sean is getting that right. He gives the credit when credit's due. He never takes the credit. Yeah. Even after that win in the Derby, he said, "All glory to God." To God. We're going to listen to the other interviews just now and how they feel about Sean. So, and certainly we're not placing Sean on this pedestal as the begin and end of all. We're saying his characteristics are making Paul Boys number one in the country in 2025. And that means that he's leading from the front. He's getting his management team around him to believe in the same mission and value system that he's believing in. Yeah. Look, let's just talk about the season he had prior to that. I mean, there were, and we didn't hear it from them necessarily. We heard it in, in the circles in Paul. Ja, in community. His head was on the block from the last whistle of that game. It was at every braai, that was the main discussion. Every single discussion that was had, between parents and other teachers and guys in the governing body and the sad thing about that is, there's this saying in English, you don't really know what you've got until you lose it. And I'm afraid, I don't want Boys to ever have to say that. Because I think they know what they've got. I don't think they really realize what they've got in a guy like Sean and the team that he's sort of like put in place and the beliefs that they've got. So you're right, Johnny, we don't want to put them on a pedestal, not at all. Sean was, and he wouldn't like that, by the way, not at all. He's going to go, but why did you say that? Yeah. He's going to say, why didn't you talk like, about Neil like that, or which we will, but the bottom line is, like you say, Johnny, give credit where credit's due. Paul Boys, old boys, parents, teachers, whoever's part of that team, just keep on following that guy. He's doing something right. We cannot steer away from the fact that they're the number one rugby school in South Africa, or the best first team in South Africa in 2025. It's a fact. Yeah. It's factual. One thing also that stands out for me is, we always tend to teach children and adults, for that matter, how to manage and deal with a loss. That's important. That's part of life. My question is, how do we deal with the win? That's where the true value lies. And I think Sean is getting that right. Definitely. Not by talking, by showcasing. It's got nothing to do with me, I'm humble, all glory to God, etc., etc., etc. And that value system is filtering down to the rest of the management team, it's filtering down to the players. So how you handle a win is much more important from how do you fight back from a loss. It keeps all of them grounded. It keeps them grounded, it keeps them humble, it keeps them working. Yeah. Let's talk about that last 7 minutes, Johnny, because you spoke about a testimony. There was a 3-minute silence after that because we couldn't talk, any one of the two of us. Because that is such an example of what rugby can do for society. That unequaled belief when they got into those last 7 minutes. They know they've done all the hard work, they've got these. And all Sean can do at that point in time is start praying, because he knows they've done all the work and he can't play for them. He just needs to believe at that moment that they still believe that they can go and, erase that deficit. And, the history books will always say that they did. So that 7 minutes, Johnny, what a testimony for what we've heard and seen of Sean and his team. Yeah, I want to pull it back to the beginning when we started discussing Sean. We spoke about passion and perseverance. That clearly showed on the field. We spoke about the common denominator of life lessons. They did knock the ball. They did go down hard. They stood up every time and they just came back and they had self-belief and they had perseverance and consistency and never gave up. And it's more of a characteristic trait than pure talent.
You know, to be down 8, 9 points with 7 minutes of time remaining, what's the chance realistically of a team winning that game? So the only thing that's going to win that game is the character. And the character starts with Sean and his team. Ja, definitief. And because of that, the players just never gave up. En Sean sê ook, hulle het 'n seisoen gehad, hulle het 'n moeilike seisoen gehad, Ja. waar hulle daai karakter geleer het, daai laaste 7 minute, daai laaste 7 minute. En dit is maklik vir ouer om te sê, ag nee, jy verloor, maar mens moet partykeer deur daai druk gaan en gepers word om op 'n finaal 100%. daai deur te dring. Dis reg, die uiteinde daarvan is as daar practice kom, en jy gaan fail in dit ook. Gaan dit elke keer reg kry nie. Jy slaan nie elke keer 'n hole in one op 'n par 3 nie. Jy gaan mis. Die bottom line is hulle het genoeg geglo in alles wat gebeur het en dit was 'n jaar. Dit was 'n seisoen se belief. Dit was nie daai 7 minute se belief nie, dit was alles wat hulle deur is. Now, let's talk about impossible is nothing. And that's Adidas' famous slogan, impossible is nothing. You know, I'll always say the secret of life is not what we want, but rather how badly we want it. Now, let me give you an example. If I have to ask you to get me 100 million rand in a week's time, from the onset, you're going to say it's impossible. So let me rephrase the question. If I ask you, I need 100 million rand in a week, and otherwise your child's going to die of illness, then impossible becomes nothing. So it's how badly do we want things in life? And that is one thing that boys are in that last 7 minutes showed. Impossible is nothing. We want it badly enough. We will never stop until the whistle blows, and scoreboard speaks for itself. And by saying that, we don't don't want to step on toes. We never want to do that. That's not what we stand for as, on Blindside. We never want to say Gim didn't prepare well or didn't. They had a phenomenal season. All we want to say is we had the privilege to have this discussion and we saw the story and we experienced the story on that day. And it was a phenomenal testimony. Nee, die hele opbou is 'n absolute ander perspektief as mens geluister het wat Sean en daai onderhoud sê. Look, we take nothing away from any other school, whether it's Monument, whether it's Office, whether it's Saks, whether it's Maritzburg College, whether it's Boys High. It's not about that. It's about what happened in that final. It's about why they won number one. It's about our perception of what we think was the key to their success. And the scoreboard on the day went for them. It could have gone against them just as well. Would it have really made a difference on how we see the character and culture of Boys? Definitely not. No. We wouldn't have looked at the other manner to Sean and his coaching team. The mere fact that they won is a bonus, but it's more about our perception of their culture. We had obviously he will keep on saying that he doesn't do this alone. He's got an amazing team with him. Rainer Rust, obviously, and Neil de Bruin, two excellent human beings in the first place, but also experts in what their role is in that school. Absoluut passievol. And I tell you, Rhino and Sean are joined by the hip. They're like real brothers. I mean, they probably fight just as much as they don't. But I think that combination is just incredible. They keep each other accountable, and I think the genius of bringing a Neil in, especially in a season like this season when the pressure was absolutely ridiculous after the previous season. And I think this interview with the two of them will again show why they are what they are and why we believe, and it's my perception and my opinion, why they will keep on producing these types of players, of results, of human beings in the future. So let's go and have a look at these two amazing men. And this segment is brought to you by MediHelp. Ouens, dis 'n voorreg om julle twee. Kyk, Sean het reg gepraat van 'n span mense om goed reg te kry en ek weet hierdie span ken ek nou al 'n rukkie. Ek verstaan hoe julle operate, veral jy Reino, obviously ken jy en Sean is amper in die heup vas.
Maar ek weet Neil, selfs vir jou, jy en Sean het so mooi pad gestap al. Ek dink die boys daar kon 'n beter skaak move gemaak het om jou net hier te kom neersit het nie. So en ons het dit gesien in die vorige onderhoude. Ek meen die manier hoe julle met mekaar kommunikeer, die goed wat julle saam doen. Almal praat in dieselfde rigting, julle dieselfde goals, dieselfde values. En dit is incredible om te sien en soos wat ons vir Sean ook gesê het, ons hoop regtig ander coaches en ander mense kyk aan en vat 'n blaadjie uit daai boek uit want dis ultimately waarmee julle ouens besig is. So ek gaan probeer om van emosie af weg te bly. Dit het ek die mees dis die naaste aan emosionele komplimente wat ons gaan kom. Die punt waarby ek wil uitkom of die vraag waarby ek wil uitkom is die how. Want julle kry goed ongelooflik goed reg en Neil, ek weet jy het 'n hengse las by Sean kom, noem dit nou maar 'n las, want dit is 'n hengse administratiewe globale ding om op 'n afrigter van 'n eerste span ook nog te sit om daai te moet manage. So die werkslading weet ek is astronomical wat jy kom afval het daar en die regte temperament kan ek nou maar vir jou sê om daai persoon te wees, ons het jy leer ken, jy's 'n besonderse, wat vat 'n besonderse mens om daai rol te vervul en met al die so jy's nou 'n kort rukkie, jy het nie eens, ek meen jy het hier in die helfte van die jaar eintlik aangekom. Jy het 'n klomp goed gesien gebeur en jy moet tog 'n bietjie van jou, noem dit nou maar magic sprinkles hier kom neersit as hoe het jy daai benader? Uit die aard van die saak het jy Sean se backing, maar wat was jou die proses om te kom sien wat kort? Hoe sit jy dit bymekaar en hoe daai vir jou gewerk, Neil? Dankie vir die vraag. Great vraag, Thys, en lekker om tyd weer saam met julle te spandeer, Reine. Altyd lekker saam met jou. Ek wil begin met dis definitief nie magic dust nie. So daar was 'n great stelsel alreeds in plek, highly successful, Reine. Ek weet nie hoeveel games jy onderwonder was oor 'n lang tydperk. So dit was al klaar 'n ongelooflike rugby program met great mense, Thys. So dit was nie moeilik nie. Kom ek sê dit vir jou. So my manier is maar ook om so Sean by die Here se voete maar te sit en te vra wat is die beste pad hier en ek het weer gevoel luister eers. Ja. So moenie inkom en net die deur inskop en met nuwe idees net inval nie, maar luister eers en kyk wat daar is want daar's great. Daar's goeie mense, goeie goed, baie goeders wat werk en probeer kyk die een of twee goeders wat dalk ek 'n verskil kon maak. So ek het maar daar begin. En ek het rustigheid na jaar 1 Thys. So dit was 'n lekker proses om deel te wees en ek en Sean het 'n great verhouding, lang pad al gestap en dit is 'n heavy crown wat hy gedra het vir lank om die hoof van rugby, hoofcoach. Ek weet eintlik nie hoe dit gedoen het nie. Soos eerlikwaar, ek weet nie hoe doen die ouens hier. Want dit is wat ek probeer wou sê want ek meen dit is eintlik wat ons vir die kyker daar buite wil sê. Ek dink nie mense het amper 'n idee. Ons rugby en skool is professioneel of as dit mekaar wil sê of nie dit is. En die verwagting is professioneel. Kom ons wees gou vir mekaar. Dis die feit. Ouers verwag dit, old boys verwag dit. It's pro or nothing. Dis wat dit is. Maar daai werkslading net ek meen dis hoekom ek sê, ek dink ek wil amper sê division van rolle het jou sterker gemaak en Sean baie sterker gemaak in dit wat hy moet doen en die support wat hy julle moes gee en julle weer vir hom. Ek dink dit was 'n great move. Reino, jy's meer dag tot dag betrokke eintlik van 'n kondisioneringsoogpunt af, maar ek weet jy's 'n jack of all trades. Ek wil amper sê dis die naaste aan 'n jack nie nader want jy kon letterlik nou al enige ding in 'n span se coaching doen. En great ook so want ek meen jy's nou al lank in die stelsel en jy weet die ouens het baie respek vir jou. Hierdie tyd van die jaar is 'n crucial tyd. Ek dink nie die mense besef hoeveel werk gaan in hierdie tyd in om seker te maak jy die fondament vir wat in 'n seisoen moet gebeur nie, maar dit wat jy nou het jy definitief nie in 'n seisoen nie. En nou het jy nog 'n Sean Erasmus wat besluit jy gaan gou in Desember ook gou 'n bietjie toer en 'n bietjie span wou doen. So hoe werk daai afseisoen? Hoe tipies benader jy so afseisoen en weer eens eerste span of seniors en dan hoe filter dit deur na jou juniors toe want uit die aard van die saak begin jy daar ook al, maar ek dink dis eerder jou vraag, maar so kom ons hoe hanteer jy daai noem dit nou maar afseisoen in terme van jou komponent? Dis eerstens altyd lekker om saam julle te kuier. So baie dankie vir die kykers al buite. Altyd lekker om te deel, bietjie insig te deel. Ek dink ek wil begin deur te sê wat 'n ou doen
Kan jy nooit jou vinger op sit en sê dis die regte ding of dit is die wenresep nie. Ou worstel, soos Sean ook vroeër gesê het, partykeer oor sekere goed. Maar natuurlik is die tyd van die jaar vir ons baie waardevol. Ek dink vir die kykers op buite, baie skole het baie dieselfde uitdagings met seuns wat verskillende sporte, jy weet, deurlopend in die jaar beoefen. En is natuurlik 'n tyd waar die seuns moet fokus op somersporte. Ons het baie seuns wat top atlete is, top cricketspelers, top waterpolo. Ons waterpolo is besig om mooi op te klim en die manier hoe die seuns daai sporte benader. En vir my uit 'n kondisioneringsoogpunt is dit altyd belangrik en ek sê dit vir baie van die rugby-afrigters, maar natuurlik is baie van ons rugby-afrigters ook afrigters aan 'n sportkodes. Dat dit vir ons belangrik is dat die seuns divers is. As jy kyk wat se vaardighede seuns uit ander sportkodes uitkry, is dit vir my ontsettend uit 'n kondisioneringsoogpunt, maar uit 'n wetenskaplike oogpunt natuurlik ontsettend belangrik dat die seuns 'n mooi balans het tussen vaardighede wat hulle kry uit ander sportsoorte uit. En boonbehalwe dit, om net jou kop ook 'n bietjie weg te kry van rugby af. Neil praat altyd van kom ons kry die ouens weer honger. En dit is altyd vir my lekker om dit so te stel, want vat jy 'n rugbybal weg, jy kry hulle bietjie uit in 'n normale omgewing uit, dan kan mens sien die seuns begin Hulle mis 'n bietjie die game. wrimmel. Yes, die rooi mure begin vroetel. En hulle mis die game. Ja. Maar weer eens, net om die vraag te beantwoord, natuurlik vir ons 'n kardinale tyd van die jaar om seker te maak ons kry sekere fundamentals in plek. Seker maak ons kry die seuns lekker sterk. Manne wat 'n bietjie gewig moet aansit, bietjie vleis aan die bene moet sit. Vaardighede, bietjie detail of van daai fynere skills wat die ouens nie aldag in seisoen voor tyd kry nie. En dit te juggle met die somersporte is natuurlik 'n groot uitdaging, maar ons vat hom dag vir dag. Soos Neil ook altyd sê, vat 'n ding dag vir dag. Ek hou daarvan om vooruit te dink, vooruit te beplan. Maar ja, ons probeer om juggle, dis nie aldag maklik en moontlik nie, maar ons probeer doen wat ons kan binne perke en ja, ek is trots om te sê ek dink ons kry hom mooi reg, maar daar sal altyd, soos die Engelsman sal sê, there will be room for improvement. Ja. Reino, wat sal jy sê tref die onderskeid tussen 'n goeie afseisoen voor seisoen en 'n gemiddelde een? Want mense kan dit vinnig verkeerd ook kry. Nee, 100%. Baie goeie vraag, want ek dink vir ons die belangrike ding op hierdie tyd van die jaar, wat ek veral by die seuns wil instil, soos hulle in Engels sal sê, is om te luister na jou liggaam. En te verstaan hoe reageer jou liggaam. Want baie maal hierdie soort seuns, 'n boys hire, en ek kan met trots dit ook sê, sy ingesteldheid, sy effort, alles wat hy doen, wil hy 110%, jy weet, gee. So, ek dink as jy vir een van hierdie seuns moet vra, luister die harte vir my deur 'n muur, dan sal hulle bereid wees om dit te doen. Maar vir die seuns om te verstaan, wat is genoeg en wat is te veel. Môre oor môre begin 'n ou bietjie begin sukkel met sagte weefsel, beserings en goed, en hy dink is normaal. Maar is omdat die lyf so klein bietjie oorwerk is. So om daai balans te kry tussen wat reg is en wat genoeg is, in vergelyking met wat te min is of wat te veel is. En die seuns mooi voor te berei, want ek meen op die uiteinde van die dag, dis 'n kwessie van 12, 18, partykeer 24 maande, waar die seuns uit 'n skoolbank uitstap, en hy maak 'n debuut op Karikap vlak of op URC vlak. Jy weet, ouens soos Franke en Rowan Venters, daai ouens het binne 'n kwessie van 6 tot 12 maande moet hulle daai groot stap maak. So vir my om te probeer kyk hoe klein ons daai gap kan kry van skoolvlak af tot in 'n professionele opset, is ook natuurlik baie belangrik vir ons. So 'n goeie basis is natuurlik baie goed vir die seuns. En weer eens, dit kom daarop neer, daar gaan baie meer in 'n afseisoen in as wat mense daar buite noodwendig verstaan. Want nutrition is iets wat ek graag wil aanraak. Jy sê, luister vir jou liggaam, en mense dink werk, ek wil amper sê die herstel en komponent, met ander woorde rus, maar ook, noem dit nou maar die eetkomponent daarvan, of jou dieet komponent daarvan, is ongelooflik belangrik. So, hoe
is daar 'n education proses wat julle met die seuns deurgaan om dit by hulle te laat verstaan? Ek meen, so wat ek moes nou maar weet, elke ou dink as hy hardloop gou by 'n apteek in, koop vir hom 60 potte kreatien en protein en daar gat hy en dit is baie meer scientific as dit. Maak julle doodseker die ouens daai verstaan ry nou, is dit nog 'n proses wat julle met hulle deurgaan? Yes, weer eens 'n baie groot uitdaging met jong seuns. Ek kan dit maar seker sê, maar literbakkers weet presies hoe voel ek oor sy McDonald's in die straat af. So dis altyd 'n groot uitdaging want baie van hierdie seuns, hulle eet nie, hulle vreet. En weer eens dis 'n educational ding. So ons probeer instil wat reg is. En die spreekwoordelike voorbeeld wat ek altyd vir die seuns gee is, jou liggaam is soos 'n kar. En is baie moeilik vir 'n kar wat op petrol funksioneer om diesel in te gooi en dieselfde performance uit om uit te kry. So hoe beter jy jou liggaam reg kry met die regte nutrition, hoe beter gaan jou liggaam funksioneer. En dis 'n ding wat maar tyd vat. Jy weet, dit is so ek probeer maar op toere waar ook al ons gaan, in die afseisoen weer eens 'n kardinale tyd waar ons tyd het om die seuns te leer wat is reg, wat is verkeerd. Maar soos Sean ook vroeër gesê het, 'n seun bly 'n seun. En net om vir die seuns die regte goed te leer, is baie keer uitdagend. Ons is natuurlik baie bevoorreg om USN en Future Life aan boord te hê, wat ons natuurlik baie help, want baie keer hardloop 'n ou 'n dubbele skof in 'n middag. Jy weet, so as 'n ou uit 'n gym sessie uitkom, het hy gou vinnig iets nodig net om sy liggaam so klein bietjie te replenish, net om weer die kragte op te bou, om te weet, kom hy by die veld, dan het hy die nodige energie wat Neil, Sean, David en George hulle uit die ouens uitsoek om weer, jy weet, te kan funksioneer. Maar ja, dit vat tyd. Ons probeer die seuns leer. Ek is natuurlik baie groot op moenie supplements probeer vervang met soliede kos nie. So jou dieet moet eers gevul word deur solids before fluids. Wat vir my baie belangrike ding is, maar weer eens baie keer as 'n ou met jou rug teen die toue wanneer dit kom by tyd. En dan is ietsie anders in die liggaam natuurlik belangrik, net om ietsie in te kry en weer te go, want die performance deel is 100% afkomstig van dit wat jy in jou liggaam insit. En educate julle ouers ook, want ek dink as seentjie nou van die koshuis af huis toe kom en ma's bestel nou pizzas en so, dit gebeur ook, maar jy bederf ook maar. Weer eens baie goeie vraag. Ek praat baie maar met die ouers. Ons het vroeër jare en ek moet sê ons het hierdie jaar was dinge bietjie rof. Maar die support wat ons gekry het van ouers af vroeër jare was ontsettend goed in die sin van as ons 'n wedstryd klaar gespeel het ons 'n groep ouers op 'n WhatsApp groep en sekere ouers is week na week verantwoordelik vir sekere goed. Party bring toe broodjies, party bring 'n steady chocolate, steady stampie, sodat na die wedstryd die seuns inkry wat nodig is. Jy weet net om weer lekker in die gang te kom, maar ons kry die ouers gewoonlik bymekaar einde van die jaar weer eens. Die tyd van die jaar, sodra hulle weggaan op vakansie, probeer die ouers 'n bietjie voorberei op toere en goed wat voor lê uit 'n finansiële oogpunt uit, maar dan sommer te raak aan waarna ons kyk om hande te vat saam met ons om die seuns te help, want weer eens die ondersteuning wat ons kry van die ouers af is natuurlik vir ons ontsettend belangrik en dit help baie. So ja, ons kry 'n goeie buy-in van die ouers rakende dit. So dis wat en ek dan kom ek terug na jou toe, Neil, want ek dink dis die rol wat jy kardinaal eintlik hier gaan vervul as ek dit reg sien. Ek meen jy het die vermoë om daai verhoudings nader aan mekaar te trek met die regte kommunikasie eerstens. En as ek nou praat van verhoudings, praat ek van coaches met spelers in laer spanne wat éventueel hoër wil speel, afrigters in laer spanne wat in 'n noem dit nou maar alignment system moet kom om actually maar wat ons die Room noem jou eerste span te voed éventueel. Ek sê weer, dis 'n astronomiese taak, Neil. Veral in 'n skool soos hierdie waar die verwagtinge is wat dit is. En ek moet jou krediet gee vir die calm demeanor wat jy vir my sê, dit is nie regtig moeilik nie, want ek weet die regte mense om jou maak dit makliker, maar dit is 'n challenge. So, hoe sien jy jou rol, noem dit nou maar van jou onder 14 F-ouetjie af,
gegee dit wat ek nou gesê het, daai kommunikasiestrukture seker te maak die regte inligting kom deur by die ouers, spelers, afrigters. Dis daai is 'n uitstekende vraag. En baie kompleks. Ek gaan nou terugkom na hom. Ek net gevinnig stop by Reynou en iemand soos Ansel, die physios en die sport scientists of die SNCs, tipe werk wat hierdie ouens doen. Ek dink jy hulle verstaan nie. So hy is die hidden gem in my opinie, wat niemand oor praat nie. As ek nou in Unie was en ek soek die regte ou, die junior stelsel, senior stelsel, tot deur die bank, great karakter. Ek het hom gister gewatch. Hy saam my laities in die gym. Hy gym saam hulle. Dis nie teen die muur en delegate nie. So seker die ouens soos hy, alles is tande. So hy verdien soveel krediet en ek bly sit hier so. Dankie en well done vir 'n great job oor hoeveel jare. So sulke tipe mense maak dit vrek maklik. Sean het nou nog gepraat oor ons het great coaches, net om terug by jou vraag te kom. Kommunikasie is 2 rigtings. Dis praat en luister. Ja. So baie keer praat ons net en as mense ons is geneig om te praat, maar ek kan leiding gee as dit ontvang word in die regte lig en dit word uitgevoer is die verkeerde woord, maar daar's aksie na dit, dan werk 'n stelsel. So ek moet ons is bevoorreg by ons dat die onder 14, 15, 16 coaches is hulle het groot ore, klein monde. Dis amper ek weet dit is dalk 'n swak manier om dit te stel, maar dis wat hulle is en bereid om te leer en te luister vir die spelers, vir die ouers. Want kommunikasie is dis die wagwoord nê. As ek 'n ouer is en daar word swak met my gekommunikeer, dan raak ek gatvol. As ek 'n speler is en die coaches praat nie lekker met my, ek weet nie hoe ek gedrop is nie, ek weet nie waarna ek moet werk en dan staan irritasie. So ons hou mekaar nogal accountable met ons moet goed kommunikeer. En dis my groot werk. Accountability met kommunikasie. En ek sukkel ook met dit. So dis iets wat ek myself ook aanspreeklik voorhou. Dis die regte Afrikaanse woord. Maar daarin die geheim. Ek sê weer, dis die ding by ander skole wat ons en dis 'n vreesding. Ek sê daar's niks anders as dit bespreek nie of noem nie. Dit bly amper 'n vreesfaktor. En ek dink nie ek verstaan nie hoekom dit moet wees nie. Dis nie lekker nie. So 'n ongemaklike gesprek vir alles wat kom by spankeuses ensovoorts. Maar dit maak dit éventueel vir almal makliker want hulle weet. En julle is in beheer van dit. So die aard van die saak, ouens, regardless wat die besluit is, dit bly ons besluit. Ons moet op 'n swaard val as dit nie werk nie. Ja. So back ons want môre is dit 'n ander seun wat in dieselfde situasie is waar jou seun is en dan gaan jy verwag mense moet hom ondersteun. 100%. So dis ek dink ek het laas ook vir jou genoem. As jou huis in orde is, dan's daai 'n maklike gesprek. Ja. So as jy weet, okay, ons het alles gedoen wat ons kan om hierdie laaitjie seun te ontwikkeling van seuns, dis waar ons agter is. As ons antwoord ja is, kom ons drink koffie. Kom ons hê 'n gesprek. As daai antwoord nee is, dan wil ek nie praat nie. Dan wil ek nie hê jy moet in my huis in kyk nie, want my huis is dan gebroke. Ja. So ons werk elke dag aan. Probeer beter wees. Ons moet mense, seuns en spelers ontwikkel by ons. En dis ons rugbyprogram in 'n neutedop. Sean praat altyd oor die geloofskant daarvan. Dis nommer 1. Dit gaan nie verander nie. Die tegniese aspek daarvan ontwikkel ek hom as in die gym, raak hy sterker, vinniger, groter volgens sy liggaam. Op die vaardigheidsvlak ontwikkel ons hierdie ouetjie as 'n rugbyspeler. Daai antwoord moet ja wees. Anders is in die verkeerde game. Dan is dit next man up. Kies net die volgende ouetjie want ons het baie talent. Ons is bevoorreg. En dan is jou hart ook op die regte plek nie. Ja. Jy praat nou so van ontwikkeling, Reynou. As ek vir jou die vraag kan vra in hierdie seisoen waarin jy is, voorseisoen. Sean het my gekorrigeer. Ek moet nie sê afseisoen nie, want ons is al verby afseisoen, is nou voorseisoen. Is hierdie die seisoen waar mens nuwe vaardighede aanleer of verfyn mens net die vaardighede van wat die seuns al reeds het? Ja, ek dink dis 'n tegniese vraag as ek dit so kan stel. En die rede hoekom ek dit sal sê is baie maal wat gebeur is, mense sal sien 'n seun kom uit 'n onder 14, 15 struktuur uit. Ons het nou vroeg vanoggend het ek 'n vergadering gehad met die seuns wat nou van onder 15 af deur gaan 16 toe. En mense sien so groot verskil in 'n kwessie van 'n jaar. Maar daai is die groot uitdagende sprong is van 15 af 16 toe. En baie maal maak ons seuns saam met die afrigter, saam met hierdie ouens die besluit om van posisie te verander. Wow. En as dit baie keer gebeur dat 'n ou van posisie verander, gaan hy half 'n nuwe vaardigheid moet aanleer. Hy het steeds agtergrond van dit wat hy moet weet, maar daar's baie verfynde detail rondom hy skill of sekere goed wat hy moet aanleer. En natuurlik met die tipe afrigters wat ons het, word 'n seun of 'n speler net gechannel. Ouens Neil, Sean, hulle bring ouens in
experts en ouens soos vroeër jare die BJ Botas, die CJ Standers. Dis invloed George Earls, dis invloedrykende ouens wat self in hulle eie rugbyloopbane diep spore getrap het. En dis ouens wat vir jou baie goeie raad kan gee. Jy weet Jan Roo van Niekerk, ons karamcoach. So baie van daai ouens is ouens wat dan werk met die seuns om hom te help om hy skill te tweak of immers dan 'n nuwe skill aan te leer. En dit is die tyd van die jaar nou wat ons probeer tyd spandeer aan dit, want kom Januarie, Februarie wanneer ek die perde probeer inbreek, is daar baie min tyd vir daai tipe goed om dan te realiseer en ek wil amper sê tyd te kry voor ons Maart maand wegskop met 'n rugby seisoen en hy moet wees waar hy moet wees. So dis nou verskriklike fokus op individue. Yes, so ons praat van ons PSS, so daai positional specific skills, wat die seuns aanleer en waaraan hulle moet werk, skoppers wat moet skop, daar's miskien partykeer klein goedjies wat getweek moet word, hakkers wat moet gooi, elmboog wat miskien 'n bietjie oopmaak, die neges of wat ook al, so die ouens in hulle spesialis posisies het nou tyd waar die fokus op daai areas is om daai skill te bemeester of nader te beweeg om hom te probeer bemeester. Ek wil altyd dieselfde vraag vra, ek wil by dit eindig. Jy het een oproep om te maak wanneer jy in die knyp is en is nie in die knyp nie, as jy raad nodig het, jy 'n mentor oproep. Na wie toe is daai oproep? Myne is maklik. My pa is op speed dial op my foon. Massively bevoorreg, hy het al die pad gesien, foute gemaak, geleer uit daai fout uit. So ons as jong ouens, ons moet leer by die ouens wat voor ons was. So dis 'n baie maklike gesprek. Lekker om te praat oor geloof, oor familie, oor frustrasie, oor iemand wat al die coaching loopbaan, die journey gestap het. Ja, so ek's baie bevoorreg om daai oproep easy te maak en lekker laat ek hom nog kan bel elke dag. Ja, en wat 'n gentleman om dit met kan doen. Dit is 'n voorreg. Wyne? Ja, Thys, van my kant af, soos jy vroeër in die program ook genoem het, ek en Sean kom nou al 'n 26 jaar pad. Ek is self deur sy hande as 'n speler. En ek as 'n speler kon sien hoe Sean as 'n afrigter gegroei het. En hy's 'n massiewe mentor vir my as 'n individu. Nie net omdat hy die peetpaal van my kinders is nie. Mense het 'n anderste tipe verhouding. En ek wil bysê, dis nie altyd maklik nie. Omdat ek en Sean mekaar so goed ken, is dit baie keer makliker om mekaar verkeerd op te vryf. Maar ons het 'n manier hoe ons verskille op sy kan skuif, dinge kan uitsorteer, maar definitief 'n persoon na wie ek opkyk, 'n persoon wat ontsettend baie in my glo en daarvoor het ek baie respek. So ja. Manne, dit is 'n voorreg. Ek wil sê, as jy wil kan ons 'n stukkie uitsny waar jy sê as jy 'n unie is, sal jy na daai man kyk want ek dink Son gaan iets oor wat jy dit sê. Maar anyway, so gelukkig kan ons edit hierna, maar ek dink ek wil saamstem na Reino. Ek dink jou passie vir die seuns waarmee jy werk, jou dedication, en dis waar wat hy sê, jy's altyd daar waar die kameras nie is nie. En soek ook nie daai accolades nie, inteendeel dit gaan vir jou regtig oor waarmee jy besig is en that's all vir dit, want dit kry jy ook nie oral nie. En Neil, vir jou kan ek net sê, ek dink nie die mense besef nog wat hulle het nie. Dis 'n massiewe voorreg wat hierdie skool het om hierdie span bymekaar te hê. En ek dink jy was so half die kersie op die koek wat gekort het om 'n klomp goed net eintlik mooi bymekaar te vat. En weer eens, ek dink jy het seker die grootste mentor wat ek kon hê om dit te kon vervul. Stuur groete vir hom. Ek sal dankie. En ja, ouens, net alle sukses vir die jaar. Mag die Here julle uit julle boots uit seën vir hierdie res van hierdie seisoen wat voorlê, want julle is pretty much klaar amper weer in een. En sekerlik vir volgende jaar, veral met daai bordjie om die nek van nommer 1. Ek weet hoe werk daai. So baie sterkte en ek hoop regtig is vir julle 'n baie geseënde 2026. Thanks, Thys. Baie dankie Thys. Ansonet, baie dankie. Die kykers daar buite, altyd lekker om deel te wees. Partner, lekker, so baie dankie. Ons waardeer dit en is altyd 'n absolute voorreg saam met julle. Baie dankie julle. It's the workers who serve the public that keep life moving forward.
For 40 years, SeaTrack has been on this journey with you. We make every road traveled safer and smarter with optimized efficiency. Yeah, we spoke a lot about Sean and what he's getting right. And part and parcel of that, Tyson Ansonet, is his team that he's surrounded with. We listened to these two interviews, two incredible human beings. And I want to begin by saying, we'll talk about the conditioning and we'll talk about, and you'll allude to, I think they step ahead again. I want to bring in the emotion again. Right in the beginning of the show, we said that mentorship is important, and we asked both these gentlemen, about mentorship. Neil's dad is a giant. Everybody knows him, he's well known. My father passed away many moons ago, but if I had to choose a dad, he would certainly be on my bucket list. And then again, from the conditioning side, Sean is the mentor on that side. So incredible two gentlemen, and let's break it down to the conditioning and pre-season. Yeah, I think, Johnny, you can't be more right in terms of Neil's dad. I mean, Swys is just, what he's achieved on the field as a coach speaks for itself, but I think the mentorship and the person that he is. If you speak to Johan Ackerman, if you speak to the players that's got, even the women's team that he's now coached, we've had the privilege to speak to some of them on that flight back. What he's doing as a human being, once again, is just absolutely incredible. And like you rightfully said, Neil is so blessed to have a dad like that. But you see so much of Swys in Neil. In the way he talks, in his mannerism. I mean, I get goosebumps when I think about it, because it's like Swys sitting in front of you with his own twist to it, because I think he's actually quite a reserved guy. And humble. Yes, and then when But he very speaks, authentic. very authentic. And when he speaks, it's all about glory to God and glory to the guys around him, and he just plays a small part in it. Ja. So En niks is moeilik nie. niks is moeilik nie. Hy En soos ek sê, jy's reg, Johnny, daai mentorskap is crucial vir enige coach, maak nie saak in watter rol in daai span jy is nie. So kom ons breek dit bietjie af. Eers is Neil se rol in hierdie hele proses. Ek dink Neil het op 'n tyd ingekom in hierdie seisoen wat en ons het met ander afrigters ook daaroor gepraat om die hoofafrigter te wees van daai, veral, kom ons praat honestly daaroor, veral die ouens wat die eerste top, kom ons noem die groot 5, groot 8 spanne in die land. Die verwagting van old boys en ouers ensovoorts op daai, ek sê nie dis nie groot by ander skole nie, maar as jy daar is, moet jy daar bly. Dis unheard of dat jy nie in die top 5 is nie. As Paddle Boys daai badge op jou bors is jy in die top 5. Dis amper, jy weet, dis nie 'n if of a maybe of a but nie. It's a non-negotiable. You better. Okay? So wat dit dan betref, dink ek het Neil regtig op 'n goeie tyd ingekom, want die administratiewe kant, ek wil amper sê die kommunikasie kant met die ouers, ek wil amper sê Sean se backup en sy anker vir die goed wat hy nie veronderstel is om mee te deel, anders as dit wat op die veld moet gebeur en hoe hy met daai ouetjies werk nie. Ek dink Neil fit daai handskoen net absoluut fantasties. Hy het 'n onwrikbare belief in Sean, in Sean se abilities op die veld. Net so het hy 'n belief in wat hy bring tafel toe van die junior spanne af, en as hy by die stelsel in plek sit, die blueprint is daar. So, en nie van 'n julle doen en ek sê en julle doen nie, van 'n ondersteunende basis af, want almal weet nou in boys daai wat is of wat word van hulle verwag. Hulle het nou weer in Daba waarop hulle gaan, waar hulle hierdie goed jy weet vasmaak en seker maak almal verstaan dit. I think, just to come in there, I think he understands that communication and relationships are the glue to success. 100%. And his demeanor is to build relationships. And what a better gentleman than to build relationships with the children,
with the alumni and old boys, and then of course with the parents. Perfect fit. Kyk, as ek 'n moeilike ma was, sou ek met 'n nuwe wou gesels het. Ek sou in sy kantoor in wou gestap het. Want ek dink hy het hierdie manier van dinge sê en dinge doen wat 'n moeilike ma sal laat terugsit en sê, okay, ek verstaan waarvandaan jy kom. Ja, ek dink presies dit. Ek meen julle albei is so reg. Sy kommunikasie, dis 'n skill. Daai manier van kommunikeer met ouers en ons sê dit baie. Die ouer het elke reg om te dink sy kind is 'n springbok. Ja. En hy moet ook, want ek meen dan gaan hy hom tog soos 'n springbok ondersteun. Hierdie mense nooi eintlik die ouers uit en sê as jy twyfel of as jy wonder, kom na ons kantoor toe. En hy het eintlik vir my iets ongelooflik gesê. Hy sê ons sal die ouer face want ons het die backing om dit te doen. Ons weet ons harte is reg. Ja. Hy sê jy hardloop weg van 'n ouer af as jy weet jy doen dinge nie soos wat jy moet nie. I think the reality in life, we tend to think that people can manage people. People will never manage people. The structure will manage people. And what's important that boys are is they've got the structures right. So they don't have to manage each other. The structure is managing the process, and the process is managing the people. Yeah. So let's talk about the pre-season, because I mean they literally went from off-season this much straight into pre-season because they are playing. In December, they're taking this squad away a bit. I mean, many teams all over the world has adapted to that now. Especially when it's a new group, they sort of like tend to take them away for a couple of weeks. It's amazing how a bit of suffering together brings you closer, especially in the off-season or pre-season. They're going to play a couple of friendly games in the Eastern Cape. And again, it's forward thinking, it's planning. There's a couple of schools that have caught on to this, because that preparation it makes your pre-season maybe a little bit smaller or shorter, but it puts you into that competition mode straight away. Yes, en ek dink daar's soveel waarde in dit want dis 'n nuwe groep seuns. Hulle bond. Ek dink daar's soveel meer waarde in dit as om nou jouself dood te gaan oefen in die gym vir 'n pre-season of 'n afseisoen. Wel, jy leer hulle om saam te leef. Ja. Saam swaar te kry, saam te gaan eet, saam te gaan slaap, vir 2 weke lank eet wat hulle ook al nou weg is. What I like about it, Johnny, is there's been a break now. So the boys are almost, and they encourage them to go and play other things and do other stuff to actually make them miss the training. And then when they bring them back, it's like, full on into it. And I think they've got it right they're shortening that call it off season. Although they're not, minimizing the work, they're actually maximizing it. Then they've got that little bit of call it competition, but it's like preparation matches. Then the boys will go on a little bit of a December break. January comes, they're straight back into it. They obviously go away with programs and whatever. So I think this is where Reino comes in. So this is Sean's plan. He knows from a rugby perspective this will work, and then the responsibility falls on Reino's shoulders to make sure that these guys are strong enough. They can handle the endurance like they should. All the natural stuff that you need to do in a pre-season physically. So Johnny, I mean Reino. Such he's not a guy that'll say a million things, but when he actually talks, it's 100% about his passion, and that's preparing the boys physically. And he oozes that passion. I mean, it's 17 years that the two of them has been together, Sean and Reino. He had him as a schoolboy. I think Sean trusts him, unconditionally in what he needs to do, and obviously Reino accepts that responsibility, and that's what makes them special as a team. Yeah, look, if I was head of Red Bull in South Africa, Reino would have been my ambassador, without a doubt. He's just a bloody bottle of energy. And they're saying, klein brolkie groot gif. That is so passionate. He's got all the knowledge in the world. You can clearly hear it when you talk to him. He knows exactly what to do, but the passion in which he brings it over is so contagious that, if I was a lazy rugby player, which I was, by the way,
And I had a conditioning guy like that driving me. You would have lifted my appetite to train hard, to give everything. Yeah. And that's a fundamental that he's bringing to the table. That's not part of, call it his knowledge or his degree. It's the contagious personality and characteristic that you want to give everything for this act, and you want to do your best, and you want to work hard, because he's so full of enthusiasm. En hoekom? Want hy gaan klim saam met hulle in die gym. He's such Hy a doen saam met integral- hulle die push-ups. Hy He's doen such an alles integral saam. part of that team. Let me tell you, we tend to forget, what a huge part he plays. And then we add that passion and we add that enthusiasm. Then all of a sudden you get energy in a boys' side team that's unmatched. En hy ken elke liewe speler se huishouding, wat ek voel is baie belangrik, want vir hierdie seun gaan jy dalk 'n bietjie meer proteïene hier moet indruk en vir hierdie seun gaan jy dalk 'n bietjie moet wegvat. So hy ken elke huishouding ongelooflik He's goed en hy invested. ken sy kinders. Yeah, and let's talk about that, because that also is something we're gonna do a whole episode on. On nutrition and preparation, and not only pre and off season, but also during this campaign. We are launching a phenomenal product range through the Hall of Fame. It's called Generation H. But we're going to do a whole program on this, and there's a reason for it. I think from an ethics perspective, it's probably the best product on the market, but we'll get to that. I don't want to say too much. We'll get the professors and the right people to talk about that. But when it comes to that specific aspect of prep, it's not an unknown subject, but it's a very limited knowledge subject for some parents and some players. They hear they need to take protein and they go and buy the first protein they see on the market. They need creatine, they go and buy creatine. So it's a science, and every single player is different. Every single individual is different. And you spoke about that, Reino. You spoke about understanding the player, doing those tests. I mean, they've got a 5-month preparation in this, and then take them into the season. Johnny, I mean, how important? I mean, this is just absolutely, it's key to. Look, I must tell you, I mean, if we look holistic at an individual, it's body, mind, and soul. And we eat, but do we eat right? Parents are the place where, life is rushing them. Kids grab a pie and a Coke quickly at the garage. Nutrition is a huge part. The problem that I've got is that when you walk into any pharmacy, you've got a preconceived idea because a mate told you to get that protein shake. You walk into the pharmacy and there's a guy telling you to rather take another brand or another brand. And when you ask him why you're saying that, he hasn't got the knowledge to tell you, but he wants to sell his brand. So I think what we've done right, and we'll allude to this in our next program, is we're very scientific. We've got a website where we can actually measure your statistics and tell you exactly what to use of what. So it's breakthrough technology, it's scientific, it's the best multi-professional team that's put it together, specific for these type of players, to know that what they do and what they take is really going to help them, not only from a bodily perspective, but from a cognitive perspective as well. So but we'll talk to that in our next show. Look, I mean, I'll say something and we can leave it at that. It's probably the most, when you guys spoke about this, I said, you're going into one of the most saturated, components in the marketplace, or products in the marketplace. But what you said after that made me realize that this will be different, for the simple reason that this is done with integrity. It's not this. We don't want to be on every shelf in this country. No. If it's something special, unique, and formulated for the purpose of what it's supposed to be doing, and it's for the guys, really, the sports women or man or boy or girl that are really serious about wanting to achieve what they want to achieve. En as ek agter die kind kan praat as 'n ma, dink ek gaan soveel inkoop op hierdie produk, want nie net weet ek hoekom my kind dit gebruik, maar weet ek wat hy gebruik. Yeah. I think what's more important, it's specifically designed from an age group from 14 to
to 24. That's the age where children develop the most. Yes. After that, they must be ready for life. So what differentiates us, it's not only performance. So we say, let's repair and maintain. And after we've repaired and maintained the child, let's then go into performance. So yeah, we'll get into that. Super excited. It's there's a huge opportunity for this, although the market is saturated. And we don't want to play everywhere. We want to play there where parents trust products. Ja. Yeah, Dis die that's it. It's a trust. It needs to be trusted. So we'll finish off by saying about Reino, what a guy, absolute kingpin in what he needs to do, and he understands that role. And most importantly, he takes the responsibility for it. Neil, it's just, it's just superhuman beings that we visited. There's a very good reason that they're number one in this country. Factual. Our perception, we saw it, we lived it, we experienced it, and it'll remain my perception that it was extremely well deserved. En ek voel al is hulle nie nommer 1 skool nie, gaan hulle nog steeds die nommer 1 kind laat groei. Verseker, dis 'n span daai wat besig is om 'n generasie in plek te sit wat berge kan versit. Equally important, whoever is going to be number 1 next year, is equally as good. But and so I don't want the public to look at us from a favoritism perspective. No. Give these guys the recognition. 2025 was a great year for Paul Boys. They did a lot of things right, and that will give credit. Always. So, speaking about giving other schools credit, there's 3 more schools that we visited in the lovely Cape Town, and the next one was Stellenberg, and very, very special visit as well, and that's what we'll get to next week. Please do not forget to click and subscribe, share this video with everyone. We cannot wait to see you as part of our Blindside community. Thank you for watching the show.